Vandag kyk ons na refleksies in die asse en ek gaan begin met die y-as. Nou net om jou vinnig weer te herinner, as ek 'n punt het, sê nou maar dis die punt hier en sy koördinate is -1, 2. As ek in die y-as reflekteer, dan gaan ek reguit deur die y-as, eintlik loodreg deur die y-as, met dieselfde afstand. Dit sou beteken dat A-aksent dan koördinate +1 vir x sal hê en nog steeds 2 vir y gaan hê. So ons sien dus dat as ek in die y-as reflekteer, verander net my x-koördinaat na negatief wat dit was. So dit was -1, so as ek -1 vat, dan word dit +1. Goed, so dis hoe dit werk vir refleksie in die y-as. Kom ons maak skoon en dan pas ons dit toe op 'n funksie. So vir 'n funksie, om in die y-as te reflekteer, gaan x gaan na -x. Dis al wat verander. So as ek kyk na f van x gelyk aan 2 tot die mag x, dan sal sy refleksie altyd sê in watter as, refleksie in die y-as, sal dus wees, y is gelyk aan 2, en in plaas van die x skryf ek -x. So dis 2 tot die mag -x. En uit ons eksponentwette weet ons dat 2 tot die mag -x eintlik maar net 1/2 tot die mag x is. Nou ja, ek het klaar die 2 hier geteken. Dis van die grafieke wat ons al van tevore ook geteken het. Maar ek wil net graag hê jy moet sien, as ek my papier op die y-as kon toemaak, val hierdie deel van die een grafiek op daardie deel, en hierdie deel val op daardie deel. My asymptoot gaan glad nie verander nie. So, eintlik is f, wat 2 tot die mag x is, die refleksie van g, wat 1/2 tot die mag x is, in die y-as, en ook andersom. Goed, kom ons reflekteer in die x-as. Net om weer te kyk wat gebeur, kom ek vat maar weer die punt hier. Ons sê weer, dit is die punt -1, 2. As ek in die x-as reflekteer, gaan ek reguit deur die x-as met dieselfde afstand. So daai afstand daar is 2, omdat my y-koördinaat 2 is. So as ek met dieselfde afstand afgaan, dan gaan my x-koördinaat nog steeds -1 wees, maar my y-koördinaat word -2. So, vir 'n refleksie in die x-as word y net vervang met -y. So, kom ons kyk na die funksies wat ek hier het. Ek het die funksie h, wat 2 tot die mag x is. Daar is hy, ons het hom ook al van tevore geteken, en dan die refleksie in die x-as, so as ek h skryf as y is gelyk aan 2 tot die mag x, dis is nou die funksie h. Dan gaan die refleksie in die x-as wees -y, want al wat ek doen is ek vervang die y met 'n -y. So -y is gelyk aan 2 tot die mag x, en dan is y gelyk aan -2 tot die mag x.
wat presies is, wat ek hier in rooi geteken het, H van X. Ek het dit weer vooraf geteken, sodat jy kan sien hoe dit presies op mekaar gaan pas. Dis 'n spieelbeeld van mekaar. Hier in die X-as, kyk, daar gaan hy deur +1 op die Y-as en hier deur -1. Daar het ek 4 en hier het ek -4. So dit is die refleksie in die Y-as, in die X-as. Nou, ek wil net so 'n bietjie praat oor die negatief. Hier die negatief. As ek kyk na Y is gelyk aan -2 tot die mag X, dan is dit die refleksie in die X-as van positief 2 tot die mag X. Nou is daai minus deel van die grondtal of nie? En die antwoord is nee. Hy is nie deel van die grondtal nie. Om hom deel van die grondtal te wou maak, sou jy moes teken -2 tot die mag X. En ons weet dat ons die eksponensiële funksie net definieer vir die grondtal, hierdie basis grondtal, as die grondtal groter as 0 is. So hierdie funksie bestaan nie. Die belangrike ding om te onthou is, die grondtal is nog steeds 2. Ek gaan net al my antwoorde nadat ek 2 tot die mag X verhef het, met 'n minus vermenigvuldig. Soos ek hier gewys het, 2 tot die mag X is 1, en dan vermenigvuldig ek die antwoord met 'n minus, en ek kry -1. 2 tot die mag 2 is 4, en dan vermenigvuldig ek die antwoord, en ek kry -4. Goed, dit is ons refleksie. Nou gaan ons na 'n voorbeeld kyk waar ons self die grafiek moet skets en die vergelyking moet bepaal van die refleksie in die X-as en dan ook die refleksie in die Y-as. Nou my oorspronklike funksie is Y is gelyk aan -3 maal met 2 tot die mag X. So wanneer ek die refleksie in die X-as wil doen, so ek reflekteer in die X-as, dan verander ek my Y na minus Y. So, kom ons begin met die skets. Ek het die Y-afsnit hier is -3. So as ek daai -3 vervang met -3, gaan my nuwe Y-afsnit, die een van die refleksie, gaan by +3 wees. Hierdie punt B het koördinate 1 en -6, die 1 bly 'n 1, al wat ek doen, ek gaan die -6 vervang met -6, wat +6 is. En jy weet jy gaan reflekteer in die X-as, so miskien kan ons maar daai kolletjie ook hier sit, hy's ongeveer op dieselfde plek as wat ek hier was, dis net negatief, die negatiewe waarde, en dan kan ek my funksie skets. Kom ons kyk 'n bietjie beter. Ek moet deur daardie kolletjies beweeg. Tog kan ek nou net nie die regte ding raakvat nie. Deur daai kolletjies beweeg en opgaan, en die funksie se naam is G. En ek wil tog probeer om hierdie onderste deel nog 'n bietjie beter te maak. Hy moet so na die X-as toe beweeg, maar nie aan hom raak nie. Nou om die grafiek se vergelyking, die funksie se vergelyking te kry, gaan ek my oorspronklike funksie vat en in die plek van die Y skryf ek 'n minus Y.
En dan kan ek met die minus maal of deel, en dit gee vir my 3 maal 2 tot die mag x. En as jy wou, sou jy kon kyk, waar is hierdie y-afsnit? Wel, die y-afsnit is as x gelyk aan 0 is, dan kry ek y is gelyk aan 3, wat presies is wat ek gekry het. En ek kan ook maar uitwerk, wat is die y-waarde as x gelyk aan 1 is? Wel, dit gaan 3 maal 2 wees, wat presies 6 is. So, jy kan punte op die oorspronklike grafiek gebruik om die refleksie te teken. Kom ons kyk na die refleksie in die y-as. En ek gaan maar hier skoonmaak. Vir die refleksie in die y-as, vervang ons nou weer x met minus x. So, ons gaan punte se x-koördinaat verander na minus wat dit was. So, hierdie punt hier, sy x-koördinaat was 1, sy y is min 6. So as ek hier reguit sou deurgaan, dan kom ek hier uit by die punt min 1, 6. Ja, en ons gaan dalk 'n bietjie meer as dit moet uitwerk. Ons weet dat hy ook daar deur die y-as sal gaan, want die twee gaan simmetries wees. As ek met die grafiek gaan toevou op die y-as, gaan die twee op mekaar pas. Hulle gaan eintlik spieelbeelde wees van mekaar. Ek kan sien hier, lyk dit vir my so ongeveer na 'n derde, nee, en dis by minus 3, so by plus 3 gaan ek nou ook so ongeveer 'n derde hê. Ek teken hom maar net deur dit te probeer teken, so dat die twee op mekaar sal pas, as ek my grafiek op die y-as sou toemaak, as ek my papier daar sou toevou. Vir die vergelyking, ons oorspronklike een is y is gelyk aan minus 3 maal met 2 tot die mag x, maar nou moet ek x met minus x vervang, so dit lyk so. Ek kan hom eintlik maar so los, sy naam is H. As jy wou, kon jy ook die, nou het ek 2 minusse daar geskryf, kom ons vee uit, kon jy ook maar die 2 verander het in 'n half en dan tot die mag x. Reg, daar is my 2 grafieke geteken en ek het albei se vergelykings en hierdie een se naam is H. Al is dit nou nie gevra nie, wil ek net so bietjie kyk na die asymptoot. Nou die asymptoot vir al 3 die grafieke, asymptoot is nog steeds op die x-as. Daar is my asymptoot nog steeds op die x-as en dit moet eintlik 'n stippellyn wees, so ietsie. Goed, dit was nie gevra om te teken nie, maar ek wou graag daarna kyk. So die vergelyking van daardie horisontale asymptoot is y is gelyk aan 0. Die waardeversamelings, die waardeversameling van die funksie g, jy sien g bly al die tyd bokant die x-as, want hy raak nie aan die x-as nie, en daarom moet sy y-waardes groter as 0 wees. So y is 'n element van R en y is groter as 0. As ek kyk na die waardeversameling van H, goed, hier is H, hy is die heeltyd onder die x-as, so sy y-waardes is die heeltyd negatief. So dit sal wees y is 'n element van reële getalle
en y is kleiner as 0. Ja, ag en dan die definisieversameling vir al 3 die grafieke sal net wees x is 'n element van reële getalle, want my eksponensiële funksie is gedefinieer vir alle reële getalle.